Hallo, ek is Marius Greiling vir Suidlanders Media. My kollega, ons video en klankredakteur, is weg vir 'n tydjie. So hierdie video sal 'n bietjie meer eenvoudig wees, maar hopelik nog steeds vermaaklik. Ons spring weg met die nuus dat John Steenhuisen homself onttrek het uit die DA se verkiesing om weer die DA-leier te kan wees in April. Hy sê hy het alles bereik wat hy wou en wil nou net homself toespits op die back and closure siekte as die landbouminister van Suid-Afrika. My persoonlike opinie is dat hy nie so goed gedoen het as 'n minister as wat die DA voorgehoop het nie, waar Pieter Groenewald weer 'n groot verskil gemaak het as minister van korrektiewe dienste. Dit kan nou natuurlik deursyfer na die munisipale verkiesing later vanjaar in 2026. So het hy homself besluit dat hy gaan aftree of uittreë as die leier van die DA, of dink julle die DA het maar vir hom gesê, luister, dit is tyd om plek te maak vir iemand nuut? Wel John, al wat ek te sê het is, hou op om almal by die gravy train te probeer gelukkig hou en doen net jou werk. Trump het besluit om AGOA of die African Growth and Opportunity Act weer in te stel, maar net tot Desember 2026 toe. Dit gee Afrika lande die kans om goedere belastingvry na Amerika toe te kan uitvoer. Dit klink soos baie goeie nuus, maar gaan dit 'n verskil maak aan ons industrie en uitvoer na Amerika toe? Op die stadium, ek dink nie regtig nie. Hoekom sê ek dit? Wel, ons sit met 'n 30% tariewe wat teen ons ingestel is van Amerika se kant af, en die Kongres van Amerika, die helfte van hulle, wil spesiale riglyne vir Suid-Afrika opstel binne in AGOA, en die ander helfte wil net eenvoudig ons uit AGOA uitgooi. Ons is vir Iran. Wel, ek moet sê die ANC is vir Iran en teen Israel. Amerika se vyand en die ander een Amerika se bondgenoot. Bring dit verligting, AGOA? Verseker. Gaan dit die industrie en uitvoere weer heeltemal herstel? Ongelukkig nie. Oor na internasionale nuus. Dmitri Medvedev het op sosiale media gesê dat vir die eerste keer vanaf 1972 het Rusland en Amerika nie meer 'n kernkragwapenooreenkoms nie. Die vorige ooreenkomste het die twee lande teruggehou om net meer en meer kernwapens te maak. In die sosiale media post is daar 'n prentjie van die Night King uit Game of Thrones uit met die woorde "Winter is coming". Dit klink of gee mens so half die gevoel van 'n dreigement. Putin aan die ander kant het weer gesê dat hy bereid is om weer 'n ooreenkoms met Trump te sluit oor kernwapens, maar Trump het nog nie regtig op dit gereageer nie, behalwe om te sê dat dit dalk 'n goeie idee is. Die temperatuur tussen Iran en Amerika is besig om te klim nadat Amerika glo Iran se drone afgeskiet het, wat te naby en aggressief op pad was na 'n Amerikaanse vliegdekskip. Iran en Amerika is veronderstel om vergaderings te hou hierdie Vrydag oor die toekoms van Iran se atoomkrag. Trump het gesê dat as hulle nie tot 'n ooreenkoms kom nie, dat hy dalk mag oorgaan na militêre aksies toe. Die wêreld is 'n drukkoker op die oomblik, en alhoewel alle leiers glo praat van dis alles in die naam van vrede, is dit die teenoorgestelde wat aan die gebeur is. Harde en oorlogtye maak goeie mense. Goeie mense maak weer voorspoedige tye. Voorspoedige tye maak swak mense, en swak mense maak weer harde tye en oorlogstye. In watter siklus dink jy is ons nou? Mooi loop.